Sing vir God, besing sy naam, verheerlik hom wat op die wolke ry. Here is sy naam, jubel voor hom. Vriende, ook op hierdie wyse kom die Here na ons toe en hy groet ons. Genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, die Here, Jesus Christus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons is in 'n spesiale tyd in die kerkjaar, ons het donderdag die hemelvaart van Christus gevier en luister net weer bietjie opnuut, hoe skryf die belydenisskrifte daaroor? Heidelberg se Katekismus, vraag en antwoord 49. Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? En die antwoord is dan, ten eerste, dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Ten tweede, dat ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem. Ten derde, dat hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit en nie na wat op die aarde is nie. Die Here tree vir ons in by God die Vader. Hy bid vir ons. Hy is vir ons. Daarom het ons vrymoedigheid om ook vir oggend te bid. Bid saam met my. O God van heerlikheid, U Seun Jesus Christus het vir ons gelei en is verhoog om aan die regterhand te regeer. Verenig ons met Christus en met mekaar, sodat ons in verdriet en in vreugde, ook vanaand of vanoggend deur die verkondiging van die woord, meegevoer mag word na U woning van oorvloed en vrede. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Petrus 4, vers 12 tot 14 en hoofstuk 5, vers 6 tot 11. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees van heerlikheid, die Gees van God, op julle bly. En dan hoofstuk 5 van vers 6 tot 11. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom te. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Die storie word vertel van 'n Engelse predikant wie se sekretaresse altyd sy preke geskryf het. Nou dis min of meer soos ek en my vrou, sy beweer sy skryf altyd my preke, maar ek gaan nou nie die geheim daaroor uitlaat nie. Maar soos my vrou dalk het die sekretaresse naderhand bietjie gefrustreerd geraak, want die dominee kry sulke goeie terugvoer op sy prediking en sy kry nooit erkenning nie en sy het op 'n punt besluit, dis nou genoeg. Dit het een week vir haar te veel geraak. Sy het ouer gewoonte op 'n baie diskrete wyse vir hom die preek so op die kansel gelaat. En hy was al so goed gekonfyt om die preek net te ontvang en
die preke, asof dit sy eie is, met oortuiging te lees, en hy was goed aan die gang met die inleiding van sy preek, en toe hy so die klimaks van sy preek nader, hy kon dit so sommer in die ritme van die paragrawe aanvoel, dat die einde nou hier kom, het hy gelees in sy mooi Anglikaanse Engels natuurlik, and herein we find the heart of the explanation of the mystery of the Trinity, which is, en hy blaai so om, en hy sien net so met die hand geskryf, you're on your own now. Jy is op jou eie pel. Dis waarvan nagmerries gemaak word. Die vraag wat jy nie vir die eksamen gespot het nie, dit word gevra, jy is op jou eie. Dis wanneer jy nog lekker saam met jou vriende gelag het, toe die rekening betaal moet word, en niemand is daar meer om dit te betaal nie, niemand is daar meer te help nie, jy is op jou eie. Dis waar die regering onbesonde dinge aanvang, en die rand val, en die belegging daal. Maar as dit by jou pensioen kom, wat nie meer daar is soos wat dit moet wees nie, dan is daar niemand op jou te help nie. Dan is die regering nie meer daar nie, dan is jy op jou eie. Dis na 'n begrafnis, en na die blomme verlep het, en al die kos nou opgedroog het en die oproepe, dan is jy op jou eie. Waar jy jou geloof verloor en niemand rondom jou kan verstaan nie, dan is jy ook op jou eie. Jy leef nog, en dan wil jy so die lewensbladsy omdraai, en dan sal net 'n blanko bladsy. En jy weet nie hoe om ver te gaan, jy weet nie wat om te sê nie, jy weet nie wat om te doen nie. Petrus skryf sy brief waarskynlik aan mense wat aanvanklik die Judeese geloof aangehang het en later mense van die weg geword het, Christene soos wat hulle later leer ken is. Hulle is vreemdelinge in die wêreld waarin hulle leef, soos een teoloog het stel, resident aliens. Mense wat verblyfreg het, maar nie die volle regte van burgerskap nie. Hulle beleef nie noodwendig fisiese vervolging nie, maar mens lei af uit die brief dat hulle op sosiale gronde en selfs in nabye familieverband verwerp word van wie hulle geloof. Hulle word so 'n bietjie op die rand geskuif, gemarginaliseer. Petrus skets hulle situasie amper soos wat God se volk in ballingskap beleef het. Weg van hulle heimat, ontwortel. Hulle is met ander woorde op hulle eie. Met 'n bladsy wat hulle nie weet om verder in te skryf nie. En dit is duidelik dat Petrus baie bewus daarvan is dat die volgelinge van Jesus swaar kry. So Sadrag, Mesach en Abednego moet hulle deur die vuuroond van lyding gaan. Jesaja beskryf die ballinge se ervaring juis as om deur 'n vuur te beweeg. Daar's mense, daar's instellings, gebeure wat die lewe vir hulle intens moeilik maak. Magte wat hulle wil verdeel, verskeur, klein maak, verswelg, verneder. Petrus beskryf hierdie magte as 'n brullende leeu. En so nou is die vraag, hoe bly mens dan staande as jy geïsoleer is, as omstandighede jou wil omstamp? Hoe bly mens sterk as dit voel asof die lewe jou net tap en dreineer? Hoe veg mens voort in die arena van die lewe as jy net jou kaal hande het en jou teenstander is 'n leeu wat uitgehongerd op en afloop, wagtend om jou te verslind? Dit is natuurlik nie vir ons nuus nie. Petrus sê dit behoort nie vir ons vreemd te wees dat volgelinge van Christus, soms juis omdat hulle Christus se weg volg, die regte ding doen, die waarheid probeer leef, teenkanting kry en swaar kry beleef nie. Of die vel kant van die lewe hulle tref nie. Petrus skryf herhaaldelik daaroor in sy brief. As dit ons leermeester getref het, wie is ons om dit vry te spring? Daar is genoeg rede om oorweldig te word deur vrees en angs, om te voel asof ons gevries is, al is daar 'n aankomende trein wat op ons afry. Die stygende lewenskoste, die petrolprys wat die hoogte inskiet,
die ligte wat nie aan is nie, misdaad en misdadigers wat in die donker loer, gereed om toe te slaan. My eie swakheid, wat my ook laat struikel. Ons lewe, so sê sommige kenners, in 'n era van angstigheid. Petrus was baie bewus daarvan, al hierdie moeilike dinge waarin ons leef, en hy het glad nie dit ontken nie. Hy sê ook ons vrese vandag kon verstaan. Daarom nie 'n ontkenning nie, daarom nie 'n onrealistiese rooskleurige prentjie wat geskilder word om vals hoop te gee nie, maar tog 'n oop, dringende uitnodiging. En deur die eeue heen klink dit so vars asof dit nou aan ons gerig word, hier en nou, met wat jy dra en wat jy vrees. Kom, werp jou bekommernisse op hom. Deel jou las, jou angs, jou vrees met die een wat gesê het, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie? Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg die hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer, een el by sy lewe nog voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle soeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld, wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel nie te meer vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dit is immers alles dinge waarna heidenasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Ook daarvoor, broers en susters, gaan ons kerk toe. En hiervoor is ons ook hier. Ons is hier in die erediens, waar ons nou aanlyn kyk, om ons sorge op die Here te werp. Ons bekommernisse vir hom te gee, wat dag en nag, oomblik vir oomblik, besorgd is oor ons. Ja, ons word verneder, ja, ons word uitgeskuif, ja, ons voel magteloos, en dit voel of ons van bakpoort na stuurpoort rondgeslinger word, die hitte van die lewe voel of dit ons wil verskroei, ja, die verlies steek soos 'n dolk in ons hart, ons liggame word afgetakel, en ons val ons knieë nerf af. Maar dit was ook so, met die een in wie ons lewe, en in wie ons sterf. Die een aan wie ons liggaam en siel behoort. God het hom op die regte tyd verhoog. Ons het dit pas in Hemelvaart gevier. Sy verskeurde liggaam het in sy verwondheid mooi en heel geword. Sy skynbare magteloosheid aan die kruis, wat sy werklike mag van liefde om by mense te wees kom openbaar het. Sy verstoot wees is 'n herdefiniering van wie in en wie uit is, waar die sentrum is en waar die periferie is. Sy opstanding en verheerling totdat in die regterhand van God is die bevestiging dat God se genadige oordeel swaarder weeg as die veroordeling en die valsheid en die ongeregtigheid van die wêreld. God se ja vir die lewe is soveel sterker as die nee van die dood. Die vernietigende magte mag dalk brul en grom, en soos op Goeie Vrydag lyk dit asof hulle die oorhand gekry het en asof hulle oorwin het. Maar Petrus bely, en ons besing dit in die Hemelvaart. Aan hom behoort die krag en die majesteit tot in ewigheid.
en aan niemand anders nie. Ons kom kerk toe ook hier in Pinkstertyd, om te vier en te beleef en te beliggaam dat juis hierdie krag in en deur ons werk. In 'n wêreld wat verskeur is in magtelose situasies, in die vreemde en in vervreemding, is dit God wat in Christus deur sy Gees hier waar ons onsself nou bevind, ons kom versorg en versterk, ons vestig. Dit is die krag van die Gees wat ons in staat stel om soos Petrus, om in die chaotiese omstandighede wat ons beleef, mekaar innig lief te hê, om gasvry teenoor mekaar te wees, mekaar te bedien, te midde van die boosheid, om aan te hou met goed, en om so ons lewe aan die Here te wy. Wees almal eengesind, sê hy, meelewend, vol broederliefde, vol ontferming, nederig, mense wat nie kwaad met kwaad vergeld of skeldtaal met skeldtaal nie, maar inteendeel, mense te wees waar as ons vervloek word, ander seën. Ons wat hier in die suidpunt van Afrika leef, is nie sonder hoop nie. Miskien was dit toe nou nie so moeilik vir die Engelse dominee om sy preek klaar te maak nie. Miskien moes hy dalk maar net daar geskryf het, of dalk geprewel het, Pinkstertyd, Hemelvaart, Petrus se brief, elke erediens wil ons eintlik weer daaraan kom herinner, dit kom bevestig. Hierin vind ons die hart van die misterie van die drie-eenheid. Ons is nie op ons eie nie. Ons word nie aan onsself oorgelaat nie. Ons is nie alleen nie. Ons leef nou reeds in die ewige vreugde van God. Kom ons bid saam. Heilige God, U het ons geroep om in die ware weg na die lewe in die opgestane Seun om na te volg, vir ons naaste te sorg, nie net met woorde van vertroosting, nie met dade van liefde. Daarom kom bid ons ook vir die wêreld, vir die kerk, vir hulle wat in nood is. Ons bid vir hulle vir wie ons lief is. Kom maak hulle heel, o Here. Gee hulle vrede, sodat hulle die volheid van die lewe mag beleef, deur die oorvloed van U genade. Ons bid vir ons gemeenskap, vir ons stad, vir soveel wat swaar kry, soveel wat met so min oor die weg mag kom. Mag U ook voorsien, en mag hulle U teenwoordigheid beleef. Ons kom bid ook vir die kerk, ook in hierdie Pinkstertyd, vir die gemeentes wat in hierdie ring teenwoordig is, en almal wat aan gemeentes behoort. Kom vestig ons as U uitverkore volk, as 'n teken van die koninkryk, van die bedoeling vir die wêreld. Ons bid vir die skepping. Gee ons die wysheid en die krag om goeie versorgers van die aarde te wees, sodat komende generasies ook U heerlikheid mag beleef. Stort die genade oor ons uit, o Here, sodat hulle wat in nood is, uitkoms mag beleef. En laat die stem van geregtigheid weer klink oor die aarde, en gee aan ons die krag om U heilige naam te eer. In Jesus Christus bid ons dit. Amen. Jy is nie alleen nie. Weet dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, by jou wees en by jou bly. Amen.
liefdevol.